Vanmôre se boodskap soos julle kan sien daar op die bord, 1 druppel bloed. Dit het 1 druppel bloed gekos om my vanmôre hier te laat staan. Amen. 1 Johannes 1 vers 7. Maar as ons in die lig wandel, lewe, soos hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus Christus, sy seun, ons van elke sonde. Amen. Van elke sonde sal sy bloed ons reinig. Daar was 'n sekere dogtertjie, weet nie hoe oud sy was nie, en sy het graag gedink, dat wanneer sy goed was, die dag, en telkens, wanneer sy iets leliks gedoen het, het sy probeer, om daai, wat sy sleg gedoen het, met goed te vervang. As sy die oggend nikkerig opgestaan het en wakker geword het, sou sy die namiddag vriendelik wees. As sy die dag baie inhalig was, sou sy dan die volgende dag vrygewig gewees het. Sy het gedink haar goeie dade sou die slegte dade balanseer. Maar eendag het sy gedroom. Iemand het 'n dubbele skaal in sy hand wat hy vashou. 'n Dubbele skaal beteken aan die een kant hang hy, en ek dink hierdie ding gaan my vanoggend frustreer. Aan die een kant hang hy, en aan die ander kant hang hy ook. Dis ander woorde 2 tipe skale wat aan 'n dingetjie hierbo hang, vasgemaak is. En sy het toe in die een bak al haar sondes gegooi. En die bak het skielik laag afgesak tot daaronder. Toe onthou sy, maar sy het mos goeie dade gedoen. Sy het was goed gedoen. En sy begin toe om al haar goeie dinge in die boonste skaal in te pak. En hoe meer sy dit inpak, hoe minder wil daai skaal sak. Want die sonde bly te swaar aan die een kant. En terwyl sy so in haar droom sit en kyk na hierdie skaal, wat aan die een kant al haar sondes vashou wat amper op die grond hang, en al haar goeie dade wat sy al gedoen het, aan die ander kant, maar hy bly bo, kom sy met 'n hart wat swaar is, tot 'n groot skrik. Want skielik besef sy, sy's geweeg en te lig bevind. Niks kon teen daardie sondes wat sy gedoen het, wat van haar self, uit haarself uit, kon niks opweeg om dit gelyk te maak, of te laat swaarder weeg nie. Niks wat sy uit haarself uit gedoen het, kon opweeg teen daai sonde nie. En sy bitterlik begin ween. En terwyl sy so ween en sy kyk na die bak, val 'n druppel bloed op daai goed.
en die goeie wat sy gedoen het. En skielik sak daai skaal af onder toe. En sy besef, dit is net een persoon se bloed. En dit is die bloed van Jesus Christus. Amen. Jesus se bloed het gekom en het die skaal verander. Hoe lyk jou skaal vanoggend? Is jou skaal vanoggend ook die een daaronder en die ander een hierbo? Ek weet nie. Net jy sal weet. Maar hoe reinig Jesus se bloed my en jou van ons sondes? In die Ou Testamentiese tyd het hulle 'n offerdier op 'n simboliese wyse geoffer. En jy kan gaan lees in Levitikus 4, daar is 'n hele hoofstuk wat hulle wy aan daai offerseremonie van die dier, wat hulle voorberei en al daai dinge, vir die vergifnis van sondes. Maar ek gaan nie na, dit is nie waarna ek kyk vanmôre nie. Maar die dier het 'n plaasvervanger geword in die Ou Testamentiese tyd van die mens. Want eintlik moes ek en jy gesterf het. As dit nou nog Ou Testamentiese tyd was, moes ek en jy eintlik gesterf het as gevolg van ons sondes. Nou in die ou tyd het hulle 'n dier gevat, afhangende van wat se sonde, dan kom hulle met 'n tipe van 'n dier uit, wat se sonde daar gepleeg was, en daarvolgens het hulle dan die dier geslag, en dan is jou sonde, en ek sê dit tussen hakies, vrygespreek en vergewe. Maar die mens, deur middel van hierdie seremonie, het die waarheid en die waarhede omtrent die sonde en die vergifnis mooi geleer. So jy het nie sommer gaan sonde doen nie in die Ou Testament nie. Want as jy weet, as jy moet gaan sonde doen, dan moes jy 'n offer gaan bring voordat jy eers naby die tempel kon gekom het. Jy kon nie net tempel toe gaan nie met jou sonde nie. Jy moes eers gaan sondevergoeding doen. So mense het nie sommer gesondig nie, alhoewel hulle het, maar hulle was versigtig. Want dit was 'n dieroffer wat hulle moes betaal, om elke keer vir die sonde wat hy gedoen het, 'n dier te gaan offer. Nou kom die volgende vers, Johannes 1 vers 29, waar Jesus op die toneel verskyn, en Johannes die Doper sê die volgende: Jesus het na hom toe gekom, en Johannes sê toe, daar, en hy wys na Jesus, is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Hoor mooi, die lam van God, wat die wêreld se sonde wegneem. Geen ander mens, geen ander ding kan sonde wegneem nie. Dis die lam van God alleen. En sy naam is Jesus Christus. Nou, toe dit gebeur, uiteindelik, toe Jesus sterf aan die kruis van Golgotha, en hoor mooi, toe hy daar uitroep, dit is volbring, en hy sy asem uitblaas,
toe gee hy sy lewe, sodat ek en jy vandag vry kan wees. Van alle sonde en alle ongeregtigheid. Vry. Ons hoef nie nog te vas te hou aan die gisters nie, die verlede nie, want hy het ons vrygemaak van gister en ons verlede. Amen. Verlossing lê nie in die ritueel of die seremonie nie, maar in die persoon van Jesus Christus. Die enigste ritueel wat ek en jy as 'n gelowige het, en ons gaan volgende Sondag gaan ons dit hê. En dit is nie 'n ritueel nie, dit is 'n nadenke, is die nagmaal. Baie mense sal sê, ja, maar dis ons gelowiges se ritueel. Dan is dit 'n ritueel, maar ek neem dit as 'n dankbare ritueel, want sy bloed het my gered van my sondes. Hy het sy liggaam gegee aan die kruis, sodat ek nie nodig het om vandag met sonde rond te loop nie. Ek kan na hom toe kom, ek kan kom kniel by die kruis, en ek kan kom sê, Abba Vader, my Vader, vergewe my. En hy's getrou en regverdig, hy sal jou vergewe. Al is jou sonde so rooi en so vuil soos skarlaken, hy sal kom met sy bloed en jou witter as die sneeu was. Amen. Prys die naam van die Here. Net so, wat die bloed gekom het, en my en jou, kom reinig het en kom heilig het, net soos hy uit die graf uit opgestaan het, kan ek en jy ook vry van alles opstaan tot 'n nuwe lewe van gemeenskap met hom. Waarvan praat jy, pastoor? Waarvan praat jy? Kom ons kyk, Romeine 6 vers 4. Deur die doop in ons, hoor mooi, immers, wat ek en jy saam met hom in sy dood begrawe is. Want die oomblik wat jy daar gedoop word, dan word jy begrawe, fisies saam met Christus Jesus, na hy gesterf het aan die kruis, toe is hy in 'n graf gesit. Daar's jou graf, die doopwater. Nou word jy gedoop, en dan sê hy, sodat soos Christus deur die wonderbaarlike magsdaad van die Vader uit die dood uit opgewek is, so sal ek en jy in 'n nuwe lewe opstaan en kan voortgaan. Jy word 'n nuwe skepsel, 'n nuwe mens, die oomblik as jy uit daai doopbad uit opstaan. Dis wat hy vers vir my en jou kom sê. Die doop in Christus Jesus is die bewys dat ons dood is vir die sonde. Want hoekom? Ek het mos nou die sonde kom afwas, letterlik van my lyf kom afwas, deur die gehoorsaamheid, die stap van gehoorsaamheid, deur die doop te gaan. Toe was ek die sonde af. En ek het opgestaan, 'n nuwe mens, 'n nuwe skepsel, in Christus Jesus. En nou, het die sonde nie meer 'n vashou plek aan my nie. Hy kan nie. Hoekom? Want ek het hom in die doopbad gelos. Waar los 'n mens veilig goed na jy gewas het? Verbring jy dit saam met jou uit die bad uit? Nee, dit bly in die badwater. En dan trek jy die prop uit, en daar gaan die veilig goed. Dink 'n bietjie mooi. Dink 'n bietjie mooi. Mense, dink mooi. As ons die water se prop uittrek, dan gaan die veilig goed. Dis weg. Vir ewig en altyd weg. En dan kom jou duiwel.
Hey, sorry, die sonde is nog nie afgewas nie. Ek het vir jou goeie nie, Satan. Ek is verlos deur die bloed van die lam. Daarom sing ek so bly. Kan jy dit vanmôre sê? Kan jy vanmôre sê, ek is verlos deur die bloed van die lam? Sy bloed het my gereinig en geheilig. Ek is deur die doopbad gewas. Ek is rein, ek is skoon. Ek is kind van God. Dis wat die doopbad aan my doen. Doen hy dit aan jou? 'n vraag om vir jouself te antwoord. Jy moet besef dat dit teen jou nuwe lewe en teen jou nuwe natuur in gaan dring hierdie sonde en ongeregtigheid wat jy gedoen het. Dit gaan bly na jou toe kom. Maar jy moet dan vas staan in geloof, want die bloed van die lam het jou gereinig en geheilig. In Paulus se tyd is mense heeltemal, hoor mooi, geonderdompel. Dis nie net die water gevat en so oor jou kop gegooi nie. Hulle is in die water ingedruk daaronder, sodat die veilige goed daaronder in die water kan bly. Hoe gaan jy skoon word as ek so 'n bietjie water vat en ek gooi dit oor jou? Jy gaan mos nie skoon word nie. Jy kan nie. Jy moet gewas word. Van kop tot tone onder die water ingedruk word, sodat alles gewas kan word. En dat wanneer jy opstaan, dan staan jy op soos wat Jesus uit die dood uit opgestaan het, staan jy dan op as 'n verlossing, 'n verloste persoon in Christus Jesus. Die verdwyning onder die water was 'n baie sigbare simbool van die feit dat die ou mens saam met Christus heeltemal, hoor mooi, dood en begrawe is. Die ou mens bly daar in die doopbad. Maar die nuwe mens het opgestaan. En dit, my liewe vriend, vanmôre wil ek vir jou sê, ek gaan jou nie dwing om te sê jy moet gedoop word nie. Dis nie my plek nie, dis nie my werk nie. Die Heilige Gees alleen kan jou oortuig. Maar die bloed van Jesus Christus, wat jou reinig en heilig, kom vanmôre en hy sê, my kind, ek is lief vir jou. Ek sal met jou wees, al die dae van jou lewe. Jy moet my net gehoorsaam wees. Dis wat die Here wil hê. Gehoorsaamheid. Elke keer wat jy sonde wil doen, hoor mooi, moet jy jou daaraan herinner dat jy eintlik vir die sonde dood is. As die sonde kom, as die duiwel kom en sê vir hom, ek is jammer, ek is dood daarvoor. En jy draai jou rug op en jy loop weg. In Jesus naam. Want die Here sal jou krag gee om dit te kan doen. Jou lewe moet al hoe meer wys dat jy iemand is wat aan Christus behoort. Behoort jy aan Christus? Kom ons kyk, behoort jy aan Christus? Amen. As jy aan Christus Jesus behoort, dan is jy dood vir die sonde. Ek sluit af met die volgende 2 teksverse. Galasiërs 3 vers 27 sê, want julle moet almal wat deur die doop met Christus verenig is. Hoor mooi, het nou deel
van Christus geword. Is jy deel van Christus? Jy kan alleenlik deel van Christus word deur die doop. Daar staan dit, ongelukkig is nie ek wat so sê nie. In die Bybel sê hy so. Kolossense 3 vers 1 tot 4 sê, aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge wat daarbo waar Christus is. Julle moet strewe daarna. Waar hy aan die regterhand van God die Vader sit. Maar wat doen ek en jy as Christen? Ons kla en ons kerm en ons besing ons heil, maar ons doen nie wat die Bybel sê ons moet doen nie. Hy sê ons moet strewe daarna om te wees waar Christus is en soos Christus te wees. Rig julle gedagtes op na die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie. Hoeveel keer doen ek en jy daai verkeerde ding? Ons kyk en ons vas aan hierdie nonsens wat hier voor my is. In plek laat ek verby dit kyk en ek sê, Here, hier is 'n probleem voor my, maar ek kyk na waar U is. Help my, Here, vat hierdie probleem, vat hierdie gemors hier voor my weg. Ek kyk nie teen dit vas nie. Here, help my. Maar ek en jy vergeet en dan kyk ons teen dit vas. En dan struikel ons. Want ons hou nie ons oë op Jesus Christus nie. Vers 3 sê, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Ek wil julle gou gaan wys hoe lyk dit. Hier is God. En hier is ek. Daai versie sê, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Kyk mooi. Is dit hoe jy is? Verborge in God. Jy's dood vir die wêreld. Jy's dood vir die sonde. Want jy lewe saam met Jesus Christus verborge in God. Dink mooi. Gaan sit jou sonde so in die Bybel vandag. Skryf 'n papiertjie met dit wat ongeregtigheid is in jou lewe. Sit dit in die Bybel en sê, Here, ek sit dit in U hande nou. En Vader, ek kom nou in die naam van Jesus Christus en ek verborge myself nou in U. Want U woord sê ek kan dit doen. Toets dit. En kyk of dit nie dalk vir jou gaan 'n antwoord gee nie. En of jy nie dalk reg kom nie. Nou kom vers 4, hy sê, wanneer Christus, wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn in sy heerlike deel. Sjoe, wat 'n voorreg. Al sterf ons nou, is oké, dan sterf ek. Ek sterf in Christus. Maar met sy wederkoms gaan ek opgewek word en sal ek saam met hom verskyn in sy heerlikheid. Is dit wat jy nou begeer? Is dit jou begeerte vanmôre? As dit jou begeerte is, dan sê jy vanmôre vir die Here, Here, ek is jammer. Ek het foute. Here, ek het vanmôre nie reg om eintlik deur U kind van U genoem te word nie, want ek het sonde. Ek het ongeregtigheid. Maar Here, as gevolg van U seun Jesus Christus se bloed wat
wat vir my gestort is daar vir my hoop en genesing en verlossing. Kom ons buig die hoofde saam in aanbidding. Daar waar jy vanmôre sit, jy sê vanmôre vir jouself, ek weet nie of ek werklik reg is nie. Wil ek vanmôre vir jou sê, Jesus het jou lief. Hy is vanmôre hier. En hy wil vanmôre met jou bemoeienis maak. Hy wil jou kom vervat vanmôre, net soos jy is. En hy wil vir jou sê, my kind, ek vergewe jou. Ek maak van jou 'n nuwe mens. As jy vanmôre voel in jou hart, jy het gebed nodig, wil ek vra jy moet vinnig opstaan. En ek bid saam met jou. Dankie Here, dat ons vanmôre hier kan wees. Dankie Here, dat ons vanmôre kan stil word voor U. In Jesus naam. Dankie Vader. You're my resting place. In your arms I'm safe. Maar as jy vanmôre nie kan sê, Vader, ek voel nie veilig waar ek nou is nie. Ek wil in U arms kom. Wil ek jy net op jou voete staan. Ek wil vir jou gebed doen. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Heilige Gees. Loof die naam van die Here. Loof die naam van die Here. Kom ons almal staan vir die Here. Nou wie staan, steek jou hande in die lug. Hemel Vader, vanmôre staan ons as gemeente voor U. U ken ons elkeen se hart. Here, U weet met wie U gepraat het vanmôre. En daarom kom ek vanmôre in die naam van Jesus Christus en ek bid en vra vanmôre, Here, dat U vanmôre genadig sal wees en elke sonde sal vergewe deur die bloed van Jesus Christus. Kom reinig ons en kom heilig ons, Here. Ja, Vader, daar was dalk van ons wat vanmôre gesien het, dat ons was te lig bevind, toe U ons geweeg het. Maar dankie vir die bloed van Jesus, wat ons kom reinig en heilig het. En daarom wil ek vanmôre bid en vra, Vader, in Jesus naam, tel ons op, Here. Gryp ons vanmôre met U sterke regterhand, Here, en ruk ons uit, en laat ons weer vanmôre op die rots Jesus Christus staande sal bly. In Jesus naam. In Jesus naam. Dankie Here. Dankie Here. As loof en prys U vanmôre, Here, vir deurbrake in mense se lewens. Ek loof U daarvoor. Ek eer U daarvoor. In Jesus se naam. In Jesus Christus se naam. Dankie Here. Dankie Jesus. Dankie Jesus, dankie Jesus, dankie Jesus.